sy teenwoordigheid in jou lewe beleef, mag jy sommer weet dat hy by jou is. Vriende, ek nooi uit, ons gaan 'n paar liedere saam sing, ons begin met die lied Hy is Heer, sing weer 3 liedjies en ons gaan eindig met Heilig, Heilig, Heilig. Elke
Vader, wanneer ons kom dink oor wie U is, dan staan ons in verwondering oor U grootheid. Ja, Here, U is die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde. Here, U is heilig. Ja, Here, wanneer die engele in die hemel sing, heilig, 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 dan maak hulle oë toe. Hulle maak hulle lyf toe in eer voor U. Here, mag ons vanaand ook iets daarvan beleef in ons eie lewens, van U grootheid, van U goedheid. Ja, Here, ons vra dit U in ons lewens sal inspreek. Here, dat ons U stem sal hoor. Ja, Here, dat ons sal hoor wat U wil sê, wat U vir ons wil leer, dat ons die pad sal volg wat U vir ons wys. Here, aan U kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid. Ook vandag, in Jesus se naam. Amen. Dankie, kan die plek inneem. Vriende, ons praat hierdie week met mekaar oor wat dit beteken om heilig te wees. En ons het heilig nou al oor en oor vir mekaar gesê. Wat beteken heilig? Heilig beteken afgesonder vir God. En ek wil hê ons moet hierdie mooi hoor, want wanneer ons sê afgesonder vir God, is dit tweeledig. Dit is afgesonder vir God, in toewyding aan God. Wanneer ons dink aan die woord heilig, dan gebruik ons hom op verskillende maniere. Ons sal sê God is heilig. Nou, God is God. Hy is afgesonder in homself. Hy is volmaak in liefde, in geregtigheid, in waarheid. Hy is volmaak in wat hy sê. En ja, partykeer sê die Here dinge waarvan ons nie hou nie, maar hy is heilig. En omdat hy so sê, staan dit waar. Staan dit vas. God is heilig. Ons het ook vir mekaar gesê dat daar soms voorwerpe is of selfs handelinge is wat ons aan God wy, wat ons dan sê hierdie voorwerp, hierdie handeling is heilig. Dit beteken dit is afgesonder vir God, dit is bedoel vir God, dit is bedoel om in toewyding aan God te gebruik en vir geen ander rede nie, op geen ander plek nie. Dis waar dit gebruik behoort te word. En die oomblik wat ek daai voorwerp, daai handeling gebruik vir my eie gewin of vir 'n aardse rede of op 'n aardse plek wat nie bedoel is vir God nie, dan ontheilig ons dit wat God geheilig het. Dan vat ons weg van dit wat God sê heilig is. En dan die vraag, wat sê dit oor my en jou? Ons het in Petrus al geleer, waar hy ons herinner aan Levitikus, waar hy ons herinner aan waar God self sê, wees heilig want ek is heilig. Dat hy vir my en vir jou roep tot heiligheid. Vriende, dit beteken dat God met my en met jou 'n pad loop van heiligmaking, van geestelike groei, van volwasse wording in ons geloof, om op 'n plek te kom waar ons ook ten volle afgesonder is vir God. Waar daar sekere plekke is waar ek en jy nie meer kom nie, omdat ons nie daar hoort nie. Ons is deur God geroep om eintlik burgers
van God se koninkryk te wees. So eintlik loop ek en jy met 'n paspoort rond wat sê, ons behoort aan die koninkryk van God, en eintlik is ons nie van hierdie wêreld nie, al woon ons in hierdie wêreld. Vriende, ek en jy word deur God geheilig. Ons het vir mekaar gesê, dit is 'n verskriklike groot taak. Dit is 'n gedagte wat vir ons so groot is, dat ons nie eers meer weet waar om te begin nie. En so het ons hierdie week deur daardie reis gegaan, om mooi te sien, hoe kan ons heilig leef? En ons het maandag aand begin by Romeine 12, waar ons eintlik vir mekaar herinner het, dat daar 'n sinvolle godsdiens is. Onthou julle, in einde van vers 1, praat hy van 'n sinvolle godsdiens, of soos ons hom hier vertaal het, as 'n logiese aanbidding van God, dat dit vir ons 'n soeke is om vir God op 'n logiese manier te aanbid, en om dit reg te kry, is die logiese manier om ons liggame vir God te gee as 'n lewende, heilige offer wat vir hom aanneemlik is. En hoe doen ons dit? Deur nie gelykvormig te raak aan hierdie wêreld nie. Deur nie soos hierdie wêreld te begin lyk nie, maar deur God toe te laat om ons lewens gans en al te transformeer om te lyk soos God wil hê. Hoe doen hy dit? Deur ons denke te vernuwe. Dat ons anders begin dink oor die lewe, dat ons anders begin dink oor ons plek, oor ons identiteit, dat ons oor onsself anders te begin dink, maar dat ons anders begin dink voor God, dat ons denke vir God gee en heilig maak. Ons het gesê dat waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou in die Bybel is dit 'n interessante konsep, hierdie idee van gedagtes en hart. In die Bybelse tyd het hulle gesê, jy dink met jou hart. Hulle het nie gesê, jy dink met jou brein nie, hulle het gesê, jy dink met jou hart. So, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So dit wat ek dink, dit wat my gedagtes vul, gaan my mond van oor loop. So wat sê ek vir myself? Ek moet dit wat uitkom onder God se autoriteit plaas en sê, ja, dit is ook heilig voor God. Die manier hoe ek praat. Ons het gesê, dit gaan oor die manier waarop ons met ander mense praat, oor die manier waarop ons met onsself praat in ons stilligheid, die manier waarop ons nie net met vriende en familie praat nie, maar ook mense wat ons teenstaan, dat ons op 'n waardige manier praat teenoor alle mense. Dat ons hierdie wilde dier waarvan die Bybel praat, hierdie tong wat nie getem kan word nie, onder die autoriteit van God plaas. Dit is wat ons vir mekaar gesê het. Gisterand het ons gesê, is nou alles goed en wel dat jou gedagtes en jou mond op die regte plek is, maar in dit wat ons doen, daar moet ons fokus. Dit waartoe God ons roep. Ons het by Jakobus uitgekom, by die laaste vers hoofstuk 1 vers 27, waar hy sê, dat daar is 3 dinge, waartoe ons as gelowiges in beginsel geroep is. Die versorging van mense wat nie na hulle self kan kyk nie. In die Bybelse tyd het hy spesifiek genoem weeskinders en weduwees. 2 dinge, en dis gekoppel met 'n en die derde ding is om afstand te doen van die besmetting van die wêreld. Dat ons lewe nie vuil sal word voor God nie. In die manier waarop ons optree, in dit wat ons uitleef, dat ons sinvol voor God sal leef. Die term wat oor en oor gekom het was hierdie gedagte om nie alleen hoorders te wees van God se woord nie, maar om dit ook te doen. Vriende, vanaand kom ons by heilig in verhoudings.
En die skrif wat ons vandag gaan lees, is Kolossense 3, vers 12 tot hoofstuk 4, vers 1. En vriende, dis nie by gebrek aan ander tekste om te lees nie. Wanneer ons dink oor hoe God ons roep tot heiligheid in verhoudings, dan loop dit dwars deur. Van die begin af, van Genesis af, sien ons raak hoe God ons konstant roep tot heiligheid in die verhoudings waarin ons leef. Vandag lees ons Kolossense 3, van vers 12 af. Ek gaan lees tot hoofstuk 4 vers 1 en daar's 'n rede daarvoor dat wanneer jy nou die teks in geheel lees, dan gaan jy raak sien dat eintlik moet vers 1 van die volgende hoofstuk deel wees van hoofstuk 3. Maar julle sal dit sien wanneer ons daar kom. Ek lees van vers 12 af. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar, en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde wat die band is, wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep en wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Vroue, julle moet onderdanig wees aan julle mans, soos dit gepas is vir mense in die Here. Mans, julle moet julle vroue lief hê en nie verbitter teenoor hulle raak nie. Kinders, julle moet julle ouers in alle opsigte gehoorsaam, omdat dit vir die Here aanneemlik is. Vaders, julle moenie julle kinders struiter sodat hulle moedeloos word nie. Slawe, julle moet julle aardse eienaars in alle opsigte gehoorsaam, nie met oediens asof julle mense wil behaag nie, maar met 'n opregte hart uit ontzag vir die Here. Wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here en nie soos vir mense nie. In die wete dat julle 'n erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in diens van die Here Christus. Elkeen wat verkeerd doen, sal immers vir sy verkeerde dade vergeld word. Niemand word volgens die uiterlike beoordeel nie. Julle eienaars, julle moet aan julle slawe gee wat reg en billik is, in die wete dat julle ook 'n eienaar in die hemel het. Ons lees net tot daar. Vriende, Kolossense is hierdie laaste paar maande eintlik een van daai tekste vir my, ek kan hierdie brief oor en oor lees. Dis 'n besonderse teks. Brief wat Paulus skryf vir 'n gemeente. Ons moet hier raak sien, waar kom Paulus vandaan? Want Paulus het nie eintlik hierdie gemeente geplant nie. Daar het 'n gemeenteleier, sy naam was Epaphras. Hy het eintlik die gemeente geplant. Nou Paulus ken die mense daar, dis nou anderste as met Rome. Hy ken die gemeente, hy was al by hierdie gemeente. Maar hy en Epaphras het nou maar 'n pad geloop. En dan kom ons agter aan die einde van Kolossense dat hy dan nou vir Epaphras saamstuur met die brief aan die gemeente in Kolosse. So ons kry amper hierdie gevoel dat Epaphras na Paulus toe gekom het en gesê het, Paulus, dit gaan eintlik baie goed in die gemeente. Die mense glo, die mense wil 'n pad met die Here stap, maar as daar's dinge wat
ons nie lekker weet hoe om dit te hanteer en hoe om dit te verstaan nie. Want Paulus se groot rede vir die skrywe van Kolosse is om sekere dwaalleringe te bestry. En in besonder ook dan nou die manier waarop hulle met mekaar werk. Sien in die dorpie Kolosse het hulle hierdie uitdaging dat daar tog 'n deurvloei van mense is. Dit is nou nie 'n groot stad gewees nie, maar dit was 'n redelike sterk dorpie. Onder andere omdat hy teen 'n rivier lê, is daar vreeslik baie handel wat gedryf word deur Kolosse op pad na die groot stede toe. So daar's 'n deurvloei van 'n klomp mense met 'n klomp idees, met 'n klomp invloed, met 'n klomp vrae, met verskillende godsdiensagtergronde. En die uitdaging veral wat ons in Kolosse kry, is dat die gemeente daar al hierdie verskillende idees probeer versoen met die evangelie van Jesus Christus, met die boodskap van Jesus Christus. Ook in die manier waarop ons met mekaar werk. En dat daar soveel mense is wat deurvloei, mense wat ons nie noodwendig regtig goed ken nie, maar mense met wie ons baie werk, dat ons begin vergeet waartoe God ons eintlik roep wanneer ons met mense werk. So, die teks wat ek nou gelees het, hardloop eintlik so half oor van hierdie opskrifies. Eintlik as ons al die pad teruggaan na Kolossense hoofstuk 2 toe, begin die opskrifie al by vers 20 van hoofstuk 2, nuwe lewe in Christus. En toe ek nou so halfpad deur hierdie opskrif het ek ons skriflesing vandag begin lees. Ek sou graag die hele boek vir julle wou lees, maar ons gaan nie tyd hê nie. So het ek van vers 12 af begin lees, want dit gaan daaroor dat wanneer ons dink oor verhoudings en hoe ons heilig leef in verhoudings, dan moet ons ook verstaan hoe ons mekaar moet hanteer. Kom ons kyk nou na daai vers, en ek wil begin by vers 12. Omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is. Paulus wil amper vir hulle sê die manier hoe ons mekaar hanteer, begin by hoe ek en jy onsself verstaan. Begin by ons eie identiteit. Wie is ek en jy? Wel, in die eerste plek is ons deur God uitgekies. Ek wil eintlik net iets met julle deel. Ek het bietjie gaan kyk hoe lyk die bewoording in die Grieks en hoe loop die vers. En as ons die vers letterlik woord vir woord sou wou vertaal, wil ek net hierdie vinnige gedagte met julle deel. Woord vir woord sou hy begin het met beklee julleself dan, volgende, as die uitverkorenes van God, wat heilig en geliefd is. Op grond van julle identiteit gaan julle julleself nou beklee met dit wat hierop volg. So die eerste plek sê hy onmiddellik, ons is deur God uitverkies. God het jou gekies om vanaand hier te wees. God het jou gekies om te wees waar jy is. God het jou gekies om 'n pad saam met jou te loop. God het jou gekies vir 'n spesifieke rede, vir 'n spesifieke doel. God wat heilig is, kies jou. En wat sê die Vader dan oor jou en oor my? Hy sê, jy wat heilig is en jy wat geliefd is. Jy wat vir God afgesonder is. Sien hierdie prentjie raak. God praat met ons en hy sê, jy is vir my afgesonder. Jy is myne, sê God. Ek het jou lief, sê God. Ek sien jou raak, sê God. Ek sien jou uitdagings raak en ek sien jou worstelinge raak.
ek het jou lief. Jy is myne, want ek het jou gekies. Dit is die primêre punt van ons identiteit. Ons identiteit lê in God, en wat God oor ons sê. En op grond van hierdie identiteit gaan vers 12 verder, en hy sê, trek dan die volgende aan, beklee jouself daarmee. Onthou, as ek iets aantrek, dan trek ek dit aan die buitekant aan. Ek het my baadjie aan die buitekant van my lyf aangetrek, so julle kan my baadjie sien. Net so, gebruik hy hierdie term, trek dit aan jou lyf, om sigbaar te wees, en waarmee begin hy? Hy begin met innige meelewing, laat ek nog net daai vers kry, met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. En onmiddellik kry ons hierdie gevoel van die vrug van die Gees, is dit nie? Amper nog 'n weergawe van die vrug van die Gees. Dis 'n bietjie 'n korter weergawe. Nou wanneer ons dink aan die vrug van die Gees, beleef ek dit partykeer so, dat ons voel, okay, die Heilige Gees is met my op pad, om die vrug in sy volheid aan te leer oor tyd. Nou, maar dis nie eintlik wat Paulus hier sê nie. Dis 'n ding wat ek vir myself aantrek, en dalk is dit ook waar van die vrug van die Gees, dat ek die vrug van die Gees vir myself aantrek, omdat die Heilige Gees my daarin lei. Omdat die Heilige Gees in en deur my hierdie pad loop, om dan nou in 'n gemeelewing te hê, om geduld met mekaar te hê, om sagmoedigheid met mekaar te hê. Ons trek dit vir onsself aan. Dit is hoe ons mekaar hanteer, op grond van wie ons is. Dan gaan hy 'n tree verder. En hy sê, vanuit hierdie manier waarop ons met mense werk rondom ons, verdra ons mekaar. En hoor mooi, in dieselfde vers, loop verdraagsaamheid saam met iets anders. Om mekaar te verdra, beteken dat ons ook mekaar vergewe. As daar iets tussen ons is, dan vergewe ons mekaar. En Paulus skryf dit eintlik baie kort en kragtig. Dis hoe dit is. Daar's nie 'n verduideliking van hoekom of vir hoe of vir, dis net hoe dit is. Ons verdra mekaar. Wanneer het ons nodig om mekaar te verdra? Ons moet mekaar verdra wanneer daar 'n irritasie tussen ons is. Dan moet ons mekaar verdra. Nou, as daai irritasie tussen ons is, waartoe lei die Here ons? Vergewe mekaar. En hoor, hoe sê die teks, moet ons mekaar vergewe. Hy sê, verdra mekaar, en as enigiemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. En hier is die uitdaging. Ek vergewe die ander persoon. Selfs nog voordat die persoon kom om vergifnis vra. Want God het my vergewe voordat ek om vergifnis gevra het. God het aan die kruis kom sterf. Jesus Christus het sy lewe gegee. Die Vader het sy eie seun gegee, nog voordat ek kon dink om na hom toe te draai. God het gekies om 'n pad met my en met jou te loop, nog voordat ek en jy kon dink om te antwoord op daardie pad. Ons vergewe mekaar vir die eenvoudige rede dat God ons ook vergewe het. En dan, vanuit hierdie vergifnis, dan kom sê hy, maar weet julle wat, bo al hierdie dinge, bo dit alles, vers 14, maar beklee julle, weer eens hierdie woordjie beklee, trek dit vir julle aan, in hoe julle optree teenoor mekaar, mag dit die manier wees hoe ons lyk,
Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is, wat alles volmaak saambind. Die ware liefde, en ons praat hier van 'n ware liefde, nie 'n halwe liefde nie, nie 'n maklike liefde nie. Ons praat hier van regte liefde. Die woordjie wat hy daar gebruik is agape liefde. En ons is geneig om liefde te vergelyk met aanvaarding. Ja, die duiwel aanvaar ons op. En ek dink nie dis uit liefde uit nie. Liefde en aanvaarding loop nie hand aan hand nie. Liefde loop hand aan hand met 'n waarheid in Jesus Christus. Die liefde wat ons vir mekaar het ons vir mekaar op grond van die feit dat ons raak sien dat God jou wonderlik gemaak het. Daar lê die liefde. Dit beteken dat wanneer ek buite dit optree waarvoor God my gemaak het, dan is dit liefde wanneer jy vir my kom sê, Johan, ek dink nie dit is waar jy nou moet wees nie. En ons gaan nou daarby kom, maar ek wil net vinnig vorentoe spring, waar hy dan juis vir ons sê, in vers 16, laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon, leer en vermaan mekaar in alle wysheid. Dis deel van die liefde. Dis deel van wat liefde beteken. Wat ware liefde beteken. 'n Liefde wat sê, weet wat, God het jou wonderlik geskep. En elke een van ons kom met ons eie stuk gebrokenheid hier aan. Maar weet jy wat, ek wil saam met jou 'n pad loop. Ek wil saam met jou 'n pad loop om te sien die wondere wat God in jou lewe en deur jou lewe wil doen. Daar lê 'n stuk ware liefde. Beklee jouself bo en behalwe al hierdie dinge met ware liefde. Wat is die gevolg van hierdie dinge? En dit is in vers 15, waar hy dan sê verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. En dan kom sê hy eintlik, as lede van een liggaam, die liggaam van Christus, is dit juis waartoe ons geroep is. Om hier 'n stuk vrede te beleef. Vrede met mekaar, vrede in ons wese, want dit is wat mense oortuig van dit waarin ons glo. Vriende, ek en jy kan baie dinge vir iemand sê. Ek en jy kan iemand probeer oortuig soveel as wat ons wil met ons woorde. Op die ou einde is dit die vrede van God wat hulle beleef, wat maak dat hulle sê, hier wil ek wees. Want hier beleef ek nie die angs wat ek daar buite beleef nie. Hier beleef ek nie die stres, die druk, die uitdagings wat ek daar buite beleef het nie. Hier vind ek vrede. Dis waartoe God ons roep. Die vrede. Dan in die manier waarop ons met mekaar leef, dan is dit asof Paulus net ratte wissel. En hy sê, kom ons onthou net waar dit regtig gaan. En dit is daai wat ek net nou vir ons gelees het. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofsange en geestelike liedere tot eer van God te sing. Doen hierdie goed saam. Doen hierdie goed saam met mekaar. Ek dink een van my spesiaalste oomblikke ook in ons gesin,
Dis wanneer ons in die kar ry en ons het musiek op die radio, ons is baie lief vir musiek, en as daar 'n spesifieke lied aankom, en ek en Daniel veral, wel Hannes, hy begin nou saam sing, dis baie mooi, hy begin nou saam sing, en ek en Daniel begin saam met hierdie lied sing. En weet julle, die ongelooflike is, dat het meeste van die tyd 'n stuk spontane saamsing is. Dit is nie 'n ding dat sy begin saam sing en ek sit hier in my eie wêreld, of ek begin saam sing en sy sit in haar eie. Dis net op dieselfde oomblik is ons op dieselfde golflengte en ons is besig om die Here te aanbid. Om saam die Here te loof en te prys, want hy is die God van ons lewe. Vriende, hoe leef ons heilig in ons verhoudings? Deur in elke verhouding waar ons is, so te leef dat dit God verheerlik. Hoekom? Want God is heilig. God is heilig. Vriende, as ons van hierdie punt afkom, dan is dit vir Paulus 'n logiese punt om spesifieke verhoudings aan te spreek. Dit wat hy tot nou toe gesê het, is die manier waarop ons oor die algemeen in verhoudings behoort op te tree. Maar dan sê hy, maar hier is 'n paar spesifieke reëls. 'n Paar spesifieke goed wat tog belangrik is. En wanneer ons kyk na vers 18 tot hoofstuk 4 vers 1, dan kan ons hierdie eintlik opsom in 3 kategorieë. Ons het die verhoudings in die huwelik, ons het gesinsverhoudings en ons het werksverhoudings. Ons vriende, ons wyeer familie, daai verhoudings val klaar onder die algemene hantering van mense. En dit is dat ons op grond van wie ons is, op 'n spesifieke manier optree teenoor mekaar, met geduld, met sagmoedigheid, met goedheid, met nederigheid, dat ons op hierdie manier optree teenoor mense, dat ons mekaar verdra, dat ons mekaar vergewe, dat ons mekaar liefhet, met die doel om vrede, die vrede van God tussen ons te bewaar. Dis hoe ons met mense werk. Dis hoe God ons roep tot heilig wees in ons verhoudings. Maar dan vra hy, in die eerste plek, die huwelik. Die huwelik wat deur God ingestel is, wat deur God geheilig is, afgesonder is, om in toewyding van God te leef. Dat ons in die huwelik verstaan hoe dit werk. Nou, Paulus, is maar sy manier, begin by die vroue, julle moet onderdanig wees aan julle mans. Dit is so eenvoudig soos dit. Dat daar 'n spesifieke struktuur is, wat God vra. As daar nie struktuur is in ons verhoudings nie, dan gaan hy begin uitrafel. Dis net hoe dit is. En dan is die interessante ding, hy sê, wees onderdanig aan julle mans, soos dit gepas is vir mense in die Here. Dis al wat hy vra. Niks meer nie, niks minder nie. En natuurlik, elke huwelik werk dit uit vir hulle self, hoe hierdie lyk. Elke huwelik gaan dit self uitwerk. Maar die basiese raamwerk lê hier. En dan sê hy vir die manne sê hy 2 dinge. In die eerste plek, jy moet jou vrou lief hê. En dan is dit nou nie romantiese liefde waarvan hy praat nie. Hy gebruik weer eens die woord agape. Dit is hoe julle vrouens moet lief hê. Alomvattend. Ons moet ons vrouens lief hê met alles wat ons is. En ja, dan kan ons 'n bietjie gaan kyk na Efesiërs, wat Paulus daar skryf
oor hoe mans hulle vrouens moet lief hê. Maar julle moet julle vrouens lief hê, met alles. En hy vat dit 'n tree verder. Hy sê, mans, julle moet julle vroue lief hê en nie verbitterd teenoor hulle raak nie. Nog interessant, né? Manne, moenie verbitterd raak teenoor julle vroue nie. Manne, moenie moeilik raak met julle vroue nie. Manne, moet dit nie onaangenaam maak vir julle vroue nie. Mans, God roep julle en vir my om ons gesinne bymekaar te hou. So moet dit nie moeilik maak vir jou vrou om by jou te wees nie. Dan gaan hy verder na kinders. Baie eenvoudig, kort en kragtig praat hy. En hierdie kort en kragtig het 'n doel, so hou vas daaraan. Kort en kragtig. Kinders, in alle opsigte moet julle aan julle ouers gehoorsaam wees, sê hy. Ek onthou een ding wat my ma eendag gesê het, dis snaaks hoe sekere dinge net vassteek. My ma het eendag vir ons gesê, jy weet, eendag gaan iemand die kar hijack en dan gaan sy skree, almal spring uit die kar uit en dan gaan ons almal vra hoekom. Maar as julle weet waarvan ek praat, né? Daai fase wat kinders almal vra hoekom. In alle opsigte vra die Here, kinders, wees gehoorsaam aan julle ouers. Klaar. En dan kom hy terug na die vaders toe. So ons het nou gepraat oor huwelike, ons is by gesin, en dan praat hy nou spesifiek weer met die vaders. En hy sê vir hulle, baie kosbaar, vers 21, vaders, julle moenie julle kinders treiter, sodat hulle moedeloos word nie. Julle moenie julle kinders treiter, sodat hulle moedeloos word nie. Die oorspronklike teks probeer eintlik om sê, vaders, julle moenie julle kinders so hanteer dat hulle in opstand kom nie. Dat dit vir hulle moeilik raak nie. Toe ek hierdie lees, toe onthou ek iets van my oupa, hoe hy met sy honde gewerk het. Nie met sy kinders, nie sy honde. Nou my oupa was baie lief vir sy honde. Inteendeel, hy het sy honde op sy skoot gehad en hy kon nie sonder 'n hond leef nie. Hy is baie lief vir sy diere. So, julle moet dit asseblief weet. Maar hy het hierdie manier gehad met sy honde. As hulle nou net mooi lekker op sy skoot lê, dan gryp hy hulle aan die bek. Dan begin hy hulle skud. Dan maak hy hulle kwaad. Dan begin hulle grom en hulle wil beklei en hulle skop vas en hulle trap en hulle wil byt en as hy los dan blaf hulle en hulle wil byt en hulle wil. Nou wanneer ek hierdie vers lees, dan kry ek so 'n bietjie daai prentjie in my kop. Moenie jou kinders treiter dat hulle wil optree op 'n manier wat God teen praat nie. Moenie jou kinders treiter nie. Moenie dit vir jou kinders moeilik maak om die Here te dien nie. Sê hy vir die paas. En dan begin hy nou met die volgende fase, die werksverhoudings. Nou hier het ek al 'n lekker gesprek gehad oor iemand wat vra, maar as die Bybel praat oor slawe, val Paulus, waar hy nou eintlik vir die slawe sê, doen net jou werk. Is Paulus dan vir slawerny? Hoe dink ons daaroor? Wel, hier wil ek ons net herinner aan Johannes 17, Jesus bid. En hy sê, Vader, ek vra nie dat U hulle uit die wêreld sal haal nie, maar dat U hulle sal beskerm daar waar hulle is. Vriende, ek en jy is in die wêreld. Ek en jy is in ons situasies. Wat ons doen, het ons voorgekies om te doen. Ek het gekies om 'n predikant te wees, dan gaan dit nie help dat ek moan dat ek op Sondag moet werk nie, nee. Die Here het my hiervoor geroep, ek het gekies om dit te doen. Elkeen van ons kies om te wees waar ons is. In slawe se geval was die keuse dalk 'n bietjie minder. Verseker baie minder. Maar wanneer Paulus praat oor
slawe, dan gaan dit nie vir hom daaroor dat slawerny goed of sleg is nie. Hy praat met slawe binne in hulle situasie en hy vra, daar binne in jou situasie, hoe aanbid jy God? Hoe sien jy jou verhoudings, veral jou verhoudings met jou eienaar? Hoe sien jy jou verhoudings en hoe heilig jy hierdie verhouding? Hoe onderwerp jy hierdie verhoudings aan God? So wanneer hy hier praat, dan praat hy nie oor slawerny as sulks nie. Maar hy sê vir hulle, daar waar jy is in jou werk, doen dit tot eer van die Here. Vers 23, wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Dis mos nou daai bekende teks wat ons lief is voor om vir mense te gee, om hulle aan te moedig, om hulle werk te doen. En ja, dis presies wat Paulus kom doen, maar hy skryf dit vir slawe. Hy sê, daar waar jy is, waar ek weet jy nie wil wees nie, waar jy nie beheer het oor jou eie lewe nie, waar jy nie keuses het oor jou eie lewe nie, doen jou werk as jy dit doen vir die Here. Klaar. En wat vir my opvallend is van hierdie teks, is hoeveel tyd hy aan die slawe spandeer. Luister gou mooi, ons het net ook gesê, vir die ma, kort en kragtig, vir die pa, 2 dinge, reguit, 2 sinnetjies, dis hoe dit is. Vir die kinders, 1 sinnetjie, maak net so, want dit is vir God aanneemlik. Vir die vaders, hoe julle kinders hanteer, 1 sinnetjie, doen net dit. Slawe. OK, kom ons praat hieroor. Hy kom bemoedig hulle binne hulle werksomstandighede om in hierdie onaangename verhouding eenvoudig te leef soos wat hulle moet. Nie ter wille daarvan om raak gesien te word en uitgesonder te word oor ons hierdie een, hy kom reg, hy doen goed nie. Nee. Omdat dit opreg God se roeping in jou hart is. God wil jou gebruik daar waar jy is. Wanneer ons praat oor slawe en dan, soos ons nou gaan praat oor eienaars, dan praat hy oor werknemers en werkgewers binne die werksverhouding. Werkgewers, vir julle ook. En dit is my so mooi wat hy vir hulle sê. Julle eienaars, julle moet aan julle slawe gee wat reg en billik is. En die wete dat julle ook 'n eienaar in die hemel het. In die eerste plek gee vir hulle wat reg en billik is, wees regverdig teenoor hulle. Gee vir hulle wat die regte ding is om vir hulle te gee. Onthou, ons praat hier van God se regverdigheid. Gee vir hulle wat billik is, die hoeveelheid werk wat jy van hulle verwag. Wees billik met jou verwagtinge. Dink oor hulle lewens, wat het hulle nodig om sinvol te kan oorleef? Wees ook billik daarin. En dan herinner hy hulle, hierdie is 'n baie belangrike ding wat ons nie moet miskyk nie, in die wete dat julle ook 'n eienaar in die hemel het. Vriende, is iets wat ons partykeer vergeet. Ons noem vir Jesus Christus ons verlosser. Nou die term verlosser kom van die gedagte om iemand los te gaan koop. Nou ja, daar's baie meer daar, maar ons het nie vanaand tyd daarvoor nie. Om iemand los te gaan koop. Ons sê vir mekaar, en dit is wat die Bybel ons leer, Jesus het die prys betaal aan die kruis. Die prys betaal. Hy het ons vrygekoop. Aan wie behoort ons? Ons behoort aan God. So ons vryheid lê eintlik daarin dat ons aan God behoort, soos wat die slawe aan hierdie eienaar behoort. Maak dit sin? Eienaars, onthou, jy is ook
in diens van God. Vriende, alles gebeur in verhoudings. Alle groei gebeur in verhoudings. Wanneer ons dink oor die verhoudings hier in die gemeentes, soos 2 gemeentes hier vanaand, wanneer ons dink oor ons gemeentes, oor groei wat plaasvind in elke gemeente afsonderlik, dan gebeur dit deur verhoudings, en op geen ander manier nie. Dan gebeur dit omdat ons mekaar vertrou, met mekaar 'n pad stap, mekaar verdra, in sagmoedigheid, geduld, nederigheid teenoor mekaar optree. Vir die 2 gemeentes om saam te werk, en om die vrede wat God vir ons daar bedoel het te behou, het ons nodig om op hierdie manier met mekaar te werk. Dis waartoe God ons roep. Dat ons in elke verhouding waarin ons leef, vir homself hierdie vraag vra. Hoe wy ons hierdie verhouding aan God? Hoe word hierdie verhouding afgesonder vir God, in toewyding aan God, om God te verheerlik? Vriende, my gebed is so aan die einde van hierdie Pinksterweek, met die oploop tot Pinksterfees, Suidgemeente wat julle erediens het, moedergemeente wat ons Pinksterfees hierdie kant ook het. Is my gebed dit, dat ons heilig sal leef voor God, in die manier waarop ons dink, in die manier waarop ons praat, in die manier waarop ons leef, en ook in ons verhoudings. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vir u liefde en u genade, vir u guns, vir u goedheid. Here, dankie dat u hierdie pad saam met ons loop. Here, ons sien met opgewondenheid uit na dit wat Sondag gaan gebeur, waar ons iets herinner, iets in ons gedagtes opbring oor wat gebeur het 2000 jaar terug, waar u hierdie wal wat tussen ons en die Gees gestaan het, afgebreek het. En Here, dan is ons so dankbaar dat u deur u Gees in ons lewens werk, op 'n heiligmaking pad, dat ons lewens ten volle kan afsonder vir u, in toewyding aan u. Ja, Here, ons loof u, ons prys u, ontvang ook dan ons lewens as offer voor u. Here, aan u kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. Want u is heilig, u is God, u is Here. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil vir elkeen wat hierdie week saam met ons gekom het, wat vanaand ook gekom het, in besonder dankie sê. En vir hierdie tyd wat ons en Suidgemeente ook saam kon loop, dankie sê. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vir ons om op so 'n manier saam te kan werk nie. Ek bid ook vir elke lidmaat van Suidgemeente baie seën toe, en stuur ons groete dan, soos hulle sê, van huis tot huis. Maar vriende, mag ons ook vanaand hierdie aand lekker afsluit met 'n beker sop, waar ons in ons verhoudings met mekaar heilig saamleef. Vriende, vra dat ons vanaand afsluit met die lied Beeld van God. Jy is geroep as beeld van God om te lewe, op so 'n manier te lewe teenoor mense rondom jou. Kom ons staan en dan prys ons Here met hierdie lied. Jou lewe is 'n lofgedig, geskryf tot sy eer.
Jy's beplan in die hemel, verteenwoordiger van God, sorgvuldig aan mekaar geweef, ons leef met een gebod. Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld uitdra, in 'n wêreld wat verward is, en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op ons seer. Jy's gebore in die wêreld, maar gemaak vir 'n paradys, om te lag en te lewe, soos 'n prins in 'n paleis. So waarom dan die sonde, waaraan jy so bly klou, wat steeds sy beeld vernietig, en jou vreugde stikkend kou. Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld uitdra, in 'n wêreld wat verward is, en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op ons seer. Onthou, jy's 'n beeld van God, wat kan skitter soos kristal, om die wêreld te herinner, daar's 'n God in die heelal. Kom dan nou en vat sy hand en leef soos sy kind, wat hy self gemaak het, en jy sal vreugde vind. Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld uitdra, in 'n wêreld wat verward is, en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op ons seer. Vriende, kom ons ontvang ook die seën van die Here. Mag die genade en die vrede van God, Vader, Seun en Heilige Gees oor jou lewe heers. Mag jy heilig leef as beeld van God.